Hartlike goeiemiddag en welkom hier op episode 5 hier op Sportsofstroom op Stroomstories. Twee interessante gaste hier met 'n interessante dingetjie wat ons vandag bietjie gaan praat oor tag rugby. Ons het vir James Warren voorsitter en Wally Du Plessis ondervoorsitter van die tag rugby hier in Potch. Manne, baie welkom hierso. Right, kom ons begin gou sommer so skap hom. Wat is tag rugby? Tag rugby is nou wat jy die skram uithaal, jy haal die skop af, uit en obviously die tackle. Die tackle. Jy het 'n ou wat hardloop en die tag word gegryp en daarby tag gegryp word, kry jy 'n derde kans. 'n Derde kans. Nie 'n derde kans nie, ons speel in 3. So as die tag afgeryk word, dan kry hy deel van sy span kry hy nog 'n beurt om weer te tik en te paas en te hol. So dit werk ook gewoon soos 'n strafskop tik. Dan gaan jy vorentoe, as die tag gegryp word, dan stop hy. Dan kry hy weer en dan nog een keer en onder deur die bene volgende ou tel hom op. O, sommer onder die bene, lekker. Niks van snaaksigheid nie. Ons ou manne kan dit nog doen. James, daar van jou kant af, vertel ons 'n bietjie van die dinge. Baie soos 'n touch rugby, maar op touch rugby jy moet altyd maar 'n gestryery, jy het my of jy het Yes. my nie. Hier sal ons besluit met die tag rugby, nou haal jy dit heeltemal uit. So jy haal die tag af, die ou weet definitief weet wat jy het my. Ons gaan nie stry daaroor nie en dit maak dit net meer interessant en is 'n vinnige game. So jy moet redelik spoed hê en jy moet redelik topfiks wees as jy wil deelneem. As ek so kan sê. Kom ons stel dit so, as jy vinnige hande het, maak dit 'n game verskil hoor. Okay. Ja, nee, dit maak verseker 'n game verskil. Okay, 'n game verskil. Ja. Is doodreg, is 100%. En dan fiksheid. So jy moet redelik fiks wees. Ja, jy moet redelik fiks wees. Ja, daar is ouens wat omdat ons 7 in 'n span is en jy dan 'n reserve het wat jy die hele tyd kan uitruil. So as jy 2 vir 3 minute kan uithou, dan hou jy hom uit en dan sit jy af en dan kom die reserve in. So jy het die hele tyd 'n reserve wat So jy het daai rolling subs. die rolling subs die hele tyd. So jy het net een reserve. Ja, meeste van die tyd dit is net een want jy probeer om meer spanne te kry wat teen mekaar kan speel. Okay. So meer reserves jy het, hoe minder spanne Spanne. teen mekaar speel. En op die huidige stadium speel ons 10 minute aan 'n kant. Ja, maar 10 minute kan lank raak. 10 minute kan lank raak as jy onfiks is. Hoor jy maar skop julle pale, Nee, glad nie paal. soos net 3 druk en teruggaan. Yes, en dan net 'n afskop. En jou afskop is ook nie, jy kyk hoe ver kan jy die ou terugskop nie. Jy skop basies net tot op jou defense line. Skop jy af en van daar af speel jy. So dis glad nie om te kyk hoe ver kan jy die ou terugdruk doellyn toe en dan speel ons van daar af nie. Maar werk jy afskop ook oor, hy moet 10 meter ten minste trek. Nee, Of so jy kan hom sommer net 6 of 8 meter, maar die ander span vir wie jy afskop moet die bal eers te vat. okay. Van dan begin jy speel. So play gaan glad nie wegtrek voordat daai opponent die bal nie optel en begin hardloop. So daai bal kan nou jy skop hom, hy kan al lê. Hy kan al lê. Totdat hulle nou besluit okay, eendag gaan John hulle en dan is die spel. Dis nou waar dit inkom. Ons probeer dit so vinnig as moontlik 'n quick game Maak. dat die ouens besig bly. Okay, sê gou vir my, hoeveel ouens speel nou tans tag rugby in Potch? Om en by 40. 40. En dan hoeveel spanne is daar dan? Ons het 4 spanne wat speel op die huidige stadium. Daar's elke nou en dan nuwe gesigte, dan is van die ouer ouens weer weg. Dan kom hulle weer terug. So dit bly nuwe gesigte en ou gesigte. Dit roteer, maar ons bly konstant op 4 spanne. Op 4 spanne. Julle het nou Saterdag kompetisie gehad of 'n bietjie teen mekaar gespeel. Ja. Hoe het dit gegaan? Eintlik goed hoor. Was dit goed? Niemand het seer gekry. Niemand seer gekry nie. Nee, hy het nie getrek nie. Niks nie. Niemand het neergeslaan nie. Nee, jy het mense dink daar's nie beserings nie, maar daar is tog wel beserings. Enkels en natuurlik die ou manne met die helm. Hulle is nog tieners in hulle koppe en Ja. vinnig weg en dan kom jy agter maar ek kan nie so vinnig wegtrek meer nie. So daar is maar Beserings, minimaal. Net soos kontaksport nie. Okay, wat is die minimum ouderdom wat kan kom aansluit by julle by tag rugby? Ek wil vir jou sê so 18 as jy basies is klas met matriek is vir werkende persone. Werkende persone. Ja, ons het nie 'n maksimum ouderdom nie. Ons het ook nie 'n maksimum nie. Nee, ons het 'n ou gehad wat 50 was wat by ons gespeel het. Hy het so Wow. 2 keer by ons kom speel, so
Jessie, dis nice. Party van die ouens kan nog hardloop op daai ouderdom. Op 50 jaar. Ja. So, okay, en dan waar oefen julle en wanneer oefen julle? Okay, ons oefen nou by die Leipertse veld, die B-veld, Sondag 4:00. En dan dis net so uur. Jy kan vroeër daar wees, jy kan later daar wees, jy kan bal kom skop. Dit maak nie saak nie, maar in daai tydperk is die tye. Maar ons oefening is ook nou nie fiksheid nie. Ons oefening is ons speel letterlik 'n game. So julle Afhangende hoeveel ouens is daar, die ouens verdeel ons in 2 spanne en ons speel. Okay. So dis nie dat jy gaan kom en jy gaan kom push-ups doen en goed soos dit nie. Nee. Ook die Broncos hardloop of Nee, baie ouens Jy speel 'n game. Ek speel 'n game. Lekker friendly en jy speel. Okay, dit is nie dan nie net 10 minute nie. Dan is dit 'n goeie Dan uur. speel jy Nee, half. dan sit 'n halfuur. Ja. Ja. Maar So. dit staan fiksheid. Maar jy kies jou spanne ook, ons kies gewoonlik 2 ouens wat kies. So die ouens wat gereeld daar kom, hulle weet wat se ouens is goed, wat se ouens is 'n medium en 'n bietjie swakker speler. So Okay. dan kies jy randomly. So jou spanne dan is redelik gelyk op Ja. as jy so op 'n oefening speel. So jy het nie 'n span wat 'n weghol het so op 'n oefening dat die ander ouens die altyd defend nie. Okay. So ons kies dit redelik dat dit gelyk op is, so dan is dit interessant. Okay. En dan nou, wanneer beplan julle vir julle moontlike volgende kompetisie as mens dit so kan sê? Jong, ons beplan om hier iewers in April, redelik vroeg in April, dit hou nou nie die vakansie daar nie, dit sal afhangende van wanneer ons 'n venue kry. Wanneer ons hom sal reël, maar ons sal die datum weer deurgee op ons Facebook-blad. Op die Facebook. Okay, nou waarna kan die mense gaan soek as hulle nou Tag Rugby op Facebook wil gaan soek? Waarna? Wat sê? Pot net stryd vir Potch Tag Rugby. Right, Potch Tag Rugby. Kykers, asseblief. Foto's is daar, alles, telefoonnommers, alles daarop. Ons is op daar. Right, so kykers, asseblief gaan Potch Tag Rugby, nommers is daar, seker julle twee se nommers. Ja. James en Wally se nommers. Kom ons gaan neem deel daar bietjie aan Tag Rugby. En enige is welkom. Is daar vroue Tag Rugby? Nee, nog nie. Nog nie. Nog nie. Dit maak dit moeilik. As jy nou gewone Tag Rugby gaan kyk en jy gaan kyk die reëls op, daar is vrouens wat in 'n span kan wees tot 2 vrouens en by hulle werk dit weer as hulle 3 druk, dan is dit kry hulle 2 punte waar die mans net 1 punt kry. Okay. Ons het nou nog nie dit oopgemaak vir vrouens om te speel nie. Partykeer gaan dit maar bietjie rof jong en jy wil nie aan 'n ou se vrou vashardloop en dan raak dit later 'n Ongemaklikheid, ja. Dit gebeur dat jy mekaar Ja. Dis maar ongelukkig so. En dan wanneer het julle nou begin? Hoe het julle nou beplan vir die Tag Rugby? Ons het laas jaar Maart maand, toe ons sommer daar by die werk so gesit en gesels, het klomp ouetjies wat nou almal al werk wat rugby gespeel het. Toe praat ons oor ja, as ou nou so tipe iets soos 'n touchies of toe sê ek ons Tag Rugby soos die billetjies. Kom doen ons nie so iets nie. Toe sê die ouens ja, want jy gaan nie so seer kry nie. En daar's baie ouens wat werk, hy wil nie seer kry nie, dat hy wil nie vir die werk Wegwees van die werk, dan ja. Dis tyd af en jy Ja. kry nie pay nie, so dan maak dit moeilik. Toe het ons besluit, kom ons doen 'n Tag Rugby, maar eers net so ouens by die werk vir 'n span bou. Dan kyk ons wat is die belangstelling. Dis in die span. nice. En toe sien ons maar hoor hier is baie belangstelling. Ons was baie ouens wat gespeel het en dit was 'n goeie spanbou. En toe van daar af toe het ons dit nou begin uitbrei na ouens in die dorp, uitreik na mense wat wil saam speel. Maar sal julle nie dalk soos 'n besigheidskompetisie aan dink om moontlik sommer net vir die lekkerte? Ons wil in die toekoms, ons het al so 'n bietjie uitgereik na besighede. Okay. Baie van hulle sukkel om 7-8 ouetjies bymekaar te kry wat so tipe iets wil doen. Maar ons wil vorentoe kyk of ou besighede kan betrek wat besighede teen mekaar speel. Ja, want daar's mos daai besigheids cricket wat ook in die dorp. Ek weet ek is Yes. groot met dit. Ja, dan kan jy net die Tag Rugby. Dit sal nogal interessant Ja, wees. dit sal nog Dit sal lekker wees. Sê gou vir my en dan ja, julle sê julle oefen Sondagmiddag 4:00. Ja, Dan is alles reg. Dan my volgende vraag is, hoe lyk die ondersteuning van die mense van die gemeenskap of die publiek? Kom ons sê pa speel nou daar. Hoeveel mense is met die ondersteuning? kyk, ons het redelik ondersteuning.
want omdat dit eintlik maar 'n familieding Yes, yes. Tot op die oefeninge. Ja. Vrou kom saam, kinders kom saam, kinders speel met mekaar by die oefening. Yes. En dieselfde met ons game days. Ja. En waar ons speel is al baie keer is 'n springkasteel, so die kinders spring op die springkasteel. Ma kyk vir die groter kinders wat nou in die hoërskool is, hulle skree weer vir pa. Ja. So dis eintlik maar So dit is 'n familie. ding, ja. So jy kyker vir familie regdeur. Ja, ons probeer dit maar so, want dan anders is 'n ou nou alleen moet gaan. Ja. Soos 'n man altyd as hy alleen moet gaan. Dis 'n moeilikheid. Ja. So jy moet iemand kry wat daai handbriek net so nou en dan so 'n bietjie optrek. Want op die einde van die dag is dit maar daai cohesion tussen werkende ouens net 'n bietjie af te sluit. En na die tyd is daar 'n verversingkie wat jy dalk geniet en dis waar die vrou nou inkom. Jy trek 'n handbriek op en sê kom, laat ons gaan. Tyd om huis toe te gaan. Dis tyd om huis toe te gaan. Ons is baie oop raak en dit nog so ver. Okay. Nee, dit is nice. Hoorie, hier is so 'n paar vragies. Ja, wat is die verskil tussen tag rugby en gewone rugby? Dis op gewone rugby het jy kontak en op die tag rugby het jy nie daai fisiese kontak nie. Die reëls is baie basies dieselfde van forward pass en knock-ons en so dit is deel. Daai reëls is vir jou gewone rugby reëls is baie dieselfde. Dis maar net die kontak word heeltemal uitgesluit, ja. Nou hoe werk die skeieregters van hierdie tag rugby? Is daar skeieregters? Ja, ons blaas ons reëls sommer so onder mekaar. Soos byvoorbeeld James het nou Saterdag geblaas. Okay. En dan het ons 2 lynregters opgesit wat hom help om te kyk vir die ouens wat forward pass en goed. Dis ook maar 'n ding wat ons nou onlangs begin inbring het omdat daar maar 'n paar goed deurglip. So jy moet maar 'n bietjie reëls en goeders moet jy maar neersit waarteen jy kan speel. Yes. So dit het nogal, ek moet sê dit het nogal Saterdag goed afgeloop, so ja. Nou was al 40 ouens daar gewees Saterdag. Nee, Of spanne. So, ons was in totaal was ons 30 ouens gewees Saterdag. Dis ook baie. So, ons het mekaar so 'n bietjie uitgehelp Ja. in reserves, dan ry jy maar een dan help jy weer 'n ander span. Ek weet daar's 'n paar ouetjies wat jonk is, hulle hou nog van hardloop. Ja. Hulle help graag uit. Hulle help. Ons ouer manne geniet die rustyd tussenin. Ja. So die jong ouetjies, jy speel, as jy lus is, kan jy uithelp, dan speel jy 2 games, 3 games. Ons speel gewoonlik op so 'n dag 3 wedstryde, elke span. So. Want as jy meer as dit speel dan gaan dit nie jy maak jy loop nie die volgende dag nie. Ja, as hy bene lam, dan is hulle klaar. En styf. Okay, ons het daai vraagie gevra van hoe lank julle bestaan al. Okay, wat is die hoofdoelwitte vir julle van tag rugby se kant af vir die spelers? Dit hang alles af van hoe ons groei. Ek sal sê as ons groter word, dan kan ou begin soos byvoorbeeld as daai ou nou kan regkom in Klerksdorp. Dan kan ou begin dorpe te mekaar speel. Ek weet hoekom nie. Nee, hoekom nie, ja. As ons hier 'n klomp mense het wat wil speel, gaan daar verseker in ander dorpe ook wees wat dit wil doen. Ja, absoluut. Heel moontlik. Ja. Is en ek meen dan kan hy vorentoe kyk na suits. Nou, suits, ja. En nou aansienlik groter gaan as jy teen ander dorpe ook kan Yes. begin speel. Ek meen dit is vir ons 'n nuwe ding gewees. Ons het ook nie geweet tag rugby bestaan nie. Mense nie. Yes. Ek ken dit mos vir die laerskool kleintjies voordat hulle gewone rugby speel hulle mos die tag rugby. So ek dink hoe meer mense en hoe wyer ons uitgaan, gaan ons later kry dat verskillende dorpe te mekaar kan speel wat naby genoeg is. Dis ons mikpunt. En dan ons ander mikpunt is ons wil teen die einde van ons seisoen Oktober wil ons ten minste 6 spanne hê wat konstant op ons wedstryd daar speel. Ag, dis awesome. Ons is nou 4 konstant, maar ons mikpunt ons wil net te hoog mik nie, maar as ons nog 2 spanne kan bykry vir Oktober. Ja. Dan dink ek het ons mikpunt vir die seisoen bereik. Bereik, ja. Weet julle van ander dorpe behalwe nou die moontlikheid van Klerksdorp wat hierdie tag rugby het? Nee. Gelyk nee, hè? Dis eintlik nog 'n interessante vraag. Ja. Nee, ons het nog nie so ver. Nog nie. Maar ek dink 'n word of mouth of dit sal so begin soos Klerksdorp dan kan Stilfontein dalk of Parys of wat ook al, so kan elke dorpie maar miskien dalk eventually 'n paar ouens kry.
Want soos julle sê, die ouens is nie meer lus vir daai kontak nie. Ja. Maar hulle wil nog steeds Raggas Joel. Ek en 'n man bly mos altyd jonk van gees. Van gees, ja. So jy dink altyd jy kan nog baie doen. Ja. So mens ek dink nie ou moet te oud voel vir jou tyd nie. Yes. En dis 'n lekker ding van jy kan hardloop, dis nie so hard op jou lyf nie. So pa en seun kan saam. Ja. Wat ook lekker sal wees. Ek meen jy gaan nie op gewone rugby baie wat 'n pa en 'n seun Ja. van 'n kontaksport. Kontak, Dit gebeur, yes. Maar dit is nie so baie nie, waar hierdie kan pa en seun kan nog lekker saam speel. Ja, en ouens wil altyd net bietjie jy moet besig bly. Jy kan nie net stagneer nie. Ja. Die ouens moet bietjie maar buite toe gaan en bietjie gaan jol en En nou wil ook nie altyd net in die gym gaan. dis korrek, ja. So jy wil aan die einde van die dag doen jy dit vir lekkerte, Yes, maar ook vir jouself. vir jouself, ja. Yes. So baie ons het maar 'n bietjie stress relieving nodig. Ja, maar dit is 'n ander vraagie. Dit gaan oor daai kom ons vergeet net bietjie van die week se dinge. Ons vergeet van wat vorentoe kan gebeur. Daai uurtjie kom ons gaan geniet onsself en ons sluit af en ons jol bietjie tag rugby. En ons het nou al agtergekom die meeste ouens hierso na die 4de oefening. Ja, Dan begin dit vir hom lekker raak. Ja. Daai eerste 3 is 'n straf. okay. Ek gaan nou nie vir jou jok nie, dis 'n straf. Die meeste ouens maak nie die eerste helfte klaar nie, dan lê hulle. Maar So, hierso na die 4de oefening dan begin hulle nou dan raak dit nou lekker as Dan raak nie 'n dit- straf nie. okay. En die voordeel is jy sien nuwe ouens wat inkom en verbaas hulle self. Okay. Nice. So dis nogal nice. Dis want jy nice, sien ja. hoe ontwikkel. So as jy van die begin af daar is en 'n nuwe ou kom in en jy sien eers maar hierdie ou is actually hy ontwikkel nogal redelik. Goed, daar's 'n paar ouens wat my verbaas het wat speel. Okay. Wanneer begin julle season of wanneer is julle season veronderstel? Okay, kom ons begin. Kyk, ons het eintlik November, Desember is basies maar ons aftyd. Okay. So ons is eintlik maar reg deur die jaar. Is net November, Desember omdat baie ouens op vakansie Bietjie gaan. vakansie, ja. Dan het jy min ouens op die oefeninge en so dan gee ons almal nou maar 'n ruskansie. Daar is ouens wat nog reël onder mekaar op die groep. Hoorie, ek gaan 'n bietjie oefen, kom julle saam. So dan het jy nou aansienlik minder ouens op 'n oefening. Ja. Maar daar's nog steeds ouens wat aanhou oefen. Ja, die ouens wat nou Ja. nie weggaan nie. Ek kan net maar sonder maar so 'n bietjie gaan jol. Omdat jy dit net een keer 'n week Yes. doen. Mm. Is dit lekker. Dit is 'n lekker uitkom en 'n wegbreek. Ja. En Sondagmiddag het ons agtergekom. Meeste ouens teen daai tyd het in 'n klas hy middagslaap gevang. So hy moet weer bietjie iets gaan doen dat hy vanaand kan slaap. Kan wakker word en so 'n bietjie word moeg. nou sê gou my daai tags. Waar koop mense dit of waar kry julle dit of hoe werk dit? Die eerstes het ons by 'n sommer in die dorp by 'n naaldwerkwinkeltjie laat maak. O, Met 'n okay. gewone band met 'n sommer 'n lappie met 'n velcro aan. Die laaste het ons nou by 'n rugby winkel gekoop. Jy koop dit so die tag. Hulle gebruik dit ook maar op oefen games. Wat hulle so die groot rugby ouens maar net so speel. So ons het nou lekker ordentlike lang tags. Die eerstes wat ons begin het was mos sulke kortjies. Wat uit die sak uit kom, so groeie mense. Ja. Jy begin op 'n basiese ding en van daar af bou jy op omdat ons nie klap is wat klapgelde vra. Ja. Is dit nie So maklik kom dit alles uit julle sak uit. en sponsors. O, sponsors. Okay. Maar ja, dis nie die maklikste ding om te kry as Oef, sponsor. sponsor Omdat is moeilik. Baie mense nie tag rugby ken. Ken nie, ja. Is dit nie maklik nie, maar en jy begin op 'n punt en jy beweeg aan en jy groei van daar af net beter en beter. Yes. Ek maar die tag is dit nou soos 'n band wat soos 'n belt wat jy aansit. Dan's velcro nou beide kante en dan plak jy nou die Plak jy hom op jou sy, ja. en dan hardloop jy nou man dan Maklik, ja. gryp jy hom en dan moet hulle stop as hy af is. Ja, en dit is nie so maklik om hom te gryp nie. Sjoe, Alles wat flikse hande het hoor. ernstig. So dit gaan nie noodwendig oor van spoed nie. As jy ouetjie het wat redelik hol Ja. en 'n ander ou wat se hand vinnig is. Daai ou dink hy hardloop nog, maar dan staan jy klaar met sy tag in sy hand. Dit het al baie gebeur. So dan as jy hom nou gryp en hy's af, dan sê jy nou af of wat sê? Die skynsregter blaas. O, hy blaas net. Ja, Kom jy terug. En daai man dink hy's deur. ja, hy dink Ja, hy's jy hardloop nie ver voordat jy agterkom want jy hoor dit nie altyd. Jy hoor dit nie altyd nie. Ja, en jy daai man en ag, nee, wat ek het hom. ja, nee, so dit gebeur baie.
Dit gebeur baie, ou trek weg. Ja, dan kom jy daai kan sy flat, dan sy moeg, maar meantime met hy 50 meter terug al die tag verloor. Ek kry baie keer 'n ouetjie uit nie heavy rugby skills nie. Mm. Hy kan nie baie goed sidestep en alles nie. Maar dan sy hand-oog-koördinasie is so goed dat daar kom net nie ou by hom verby nie. Ek kan 'n ou kry wat die beste rugby skills het, maar hy kom net nie by daai ou verby nie. Sure. Asof dit lyk baie keer so slow-mo asof hy net sy hand so uitsteek en hom afhaal. So dit beteken nie jy moet goed wees in rugby en vinnig wees. Ja. As jy 'n goeie hand-oog-koördinasie het, dan help jy jou span net so baie. Wat? Ja, dis nou interessant. Dis nou genuine interessant. Okay, wat is die basiese reëls van tag rugby? Kyk, As jy dit sommer net so kan opsom, die basiese reëls. Ons heel eerste reël op ons ding is ek dink nie daar's een ander span of klub wat so 'n reël het nie. Have fun. Okay, Die nice. hele ding gaan oor jy moet dit geniet. Yes. Dit moet lekker wees. En dan kom ons ander reëls onder. Die basiese reëls is maar jy mag nie vorentoe paas nie. As jy die bal paas vir die ou langs jou en hy vang hom raak, maar hy val agtertoe, dan verloor jy basies net 'n tag. So solank die bal agtertoe val en nie vorentoe nie, dan verloor jy net 'n tag. Die oomblik wat hy vorentoe val, is dit nou maar obviously 'n turnover ball. Ook as jy paas en die bal die ou vang hom mis, maar hy val binne in jou speelgebied, dan verloor jy 'n tag. Maar as hy direk oor die kantlyn uit is, dan is dit 'n turnover. Turnover. So, Basic reëls, ons het nie daar's nie lyn staan of iets nou soos daar as jy. jy daar waar hy uit is, dan vat jy net 'n gewone tikkie en jy speel van daar af. Okay. Nou as daai soos hy, kom ons sê ek laat val nou die bal agtertoe, dan verloor ek nou 'n tag. Dan verloor jy 'n tag. Jy het ons 3 tags. Ja, 3 tags. So dan het jy net 2 oor vir jou span. Okay. Dis nie dadelik 'n oor na die ander span toe nie. Ja, kom maar verloor ek dan nou letterlik 'n tag, dan moet ek hom afhaal. Nee, jy sit hom weer terug. O, hy sit hom weer. Jy moet die hele tyd 2 tags ook op hê. Okay. As jy hardloop en jy paas die bal en in daai wat jy paas, trek jy jou tag af, dan mag jy nie weer speel voor jy nie jou tag teruggesit het. Jy moet in alle tye as jy in spel is, moet jy altyd op hê. So jy moet onthou. Sê my ook, okay, hier was my tag. Jy moet hom gaan haal. So die oomblik wat hy af is, as jy uitspel. Die voordeel is ons ouens is nou al so van hulle So geel o. ja, dis 'n tag. Maar kan hom net daar los ook as hy wil. Hy kan hom net al los van hom. As hy hom getrek het, hy kan hom los of hy gee. Maar die meeste van die ouens het ons al agtergekom. So hy trek hom en okay, dan gee hom terug. Daai idee van in jou face van I've got you. Ja. Ek het jou. Veral op die vinnige ou. Ja. Like jy hom Hy sê vat hom maar terug. Ja. So dis maar net basic reëls. Ja, dat's basic. Daar is nou as jy nou regtig wil in dit ingaan, baie fyne reël, maar ons het dit omdat ons eerste reël is have fun, het ons dit nie doodgegooi met reëls. Met reëls, ja. As 'n ou nou uitbrei en ander klubs kom speel teenoor, obviously dan gaan ons moet van ons reëls dalk aanpas om by hulle in te pas of hulle van hulle goed by ons. So ons het dit gemaklik gemaak dat dit nie jy wil nie hê die reëls moet die game dooddruk. Dat daar meer reëls is as spel. As van en goeters het. Okay. Ja, kan ons het gesê daar's 7 spelers op die veld en dan sit 10 minute lank. 10 minute lank. Hoe beïnvloed die afwesigheid van kontak die spel? Ek dink nie dit affekteer dit soveel nie. Wat die lekker is, ons reël ook is die baldraer of jy kan maar sê jou runner met die bal. Hy moet kontak ten alle tye vermy. So jy kry baie keer wat die ou direk op wil gaan op die ander ou af. Dan gaan jy mos obviously kontak, dan verloor jy ook 'n tag. So jy mag nie kontak. So jy mag nie kontak one-on-one so. Jy moet daai kontak soos in heeltyd vermy. So jy moet eintlik maar die gaping soek. Jy kan nie gaping soek en jy mag ook nie as jy 'n gaping kry en daar's 2 ouens, mag jy ook nie meer as 90 grade draai. So jy mag eintlik nie spin in daai tag oomblik. Okay. Dit is amper onmoontlik, ja. Obviously mag jy ook nie afslaan nie. Ja, met die bal. Nee, ou by die tag of vat jy nie. Wat nou rugby speel. Hulle sukkel baie met dit om die handoff afstand. Ja. So die ouens wat kontaksport doen sukkel baie met dit want hulle is geneig om
te wil keer. Nou outomaties die oomblik wat jy keer en die ref sien jou, dan gaan hy jou blaas, dan verloor jy dit. Ander ouens kom weg met dit. Ja. Ander ouens kom nie weg met dit nie. So, yes, daar's baie interessante reëls wat daarmee saamgaan. In daai oomblik van die spel moet jy baie dink en baie vinnig dink en al daai dinge. Dis so moet sê, dis eintlik maar flikse. Ja. Dis 'n vinnige spel. Vinnige spel, ja. Vinnige spel. Ja, dan moet ek onthou ek het 'n attack. Nou onthou ek mag nie skuins draai nie. Dan moet ek onthou ek mag nie. Jy kom vinnig in die roetine in, hoor. So kom ons sê ou by sy eerste oefening, hier teen die middag van die oefening het hy klaar. Dan het hy. Okay. So dan het hy klaar gesnap, soos die nuwe ouetjie wat nou Saterdag kom speel het my swaartjie. Hy toe sy in dit. Okay. En ek meen hy het 'n paar tries om skoor en ja. So dit is nie 'n ou wat niks weet en dan ewe skielik is nou slaat hy blank. Yes. Hy teen die tyd wat jy by die tweede, derde game kom, dan hy klaar gesnap wat hy moet doen en wat sy reëls is. Dan val jy in. Okay, so as jy nou deur is, dan obviously gaan jy ook agter die paal of doellyn nie druk om. Doellyn jag ons het nou nie 'n reël dat jy moet om druk nie. So as jy oor die doellyn gehardloop het, dan vat ons sommer niemand jou draai nie. Ek meen jy maak dit jouself. Okay, so jy kan letterlik soos American football. Ja. Hardloop net oor die lyn, punte. Daar was maar ouens wat nou die duik aksie like en ons speel ook nie 'n volle veld nie. Ons speel 'n helfte van 'n veld. Ag nee man. Wat se geit is dit? Ons is oud. So jy speel kom ons sê van halflyn tot en dan as jy daar dwars. Dwars so. Okay. Ag nee wat. Die helfte gaan te kort wees vir 'n party van die ouens van daai intel vinnig spoed op. Ja, gaan dit dan. Die helfte van 'n veld maar dwars. Dwars so. Ja. Okay. Bietjie oor voordele en ontwikkeling. Watter fisiese en vaardigheidsvoordele bied tag rugby vir die volwasse mans? Kyk, fiksheid definitief. Julle lem so, julle klem so op fiksheid. Ja, dit is nie 'n intense fiksheid. Jy kom agter dat jy voel die verbetering in jouself met die fiksheid. Sonder dat jy nou regtig in 'n gym gaan sit en elke dag op 'n treadmill hardloop en fietsry. Kom jy agter maar hoor jy ek word nie meer so moeg as ek hardloop nie. Aan die begin as jy begin speel het toe ons dit begin het, as jy daai 2 of 3 chases gemaak het, daai recovery tyd van jou was lank. En ek meen nou is dit jy maak 2 of 3 chases en dan jy's reg. Jy kan nog een maak. Waar jou recovery tyd, dit kom jy agter jy word definitief fikser. Dit is nie 'n intense ek gaan nou gym toe elke dag tipe ding nie. En ek dink ook balhantering en hand-oog-koördinasie definitief verbeter baie. Ek weet nie wat dit jou daar buite gaan help. Ja. Die tag rugby, maar definitief was 'n hand-oog-koördinasie wat. Ja, maar daai is mos deel van dis hoekom jy dit doen, dat jy daai kan verbeter. Hoor jy speel julle albei? Ja. So julle is lekker Pollard en hoe ook al. En ons het trofees en goed wat ons ook. So julle, ja. Ons het Saterdag het ons trofees uitgegee vir die wenspan en dan het ons 'n wooden spoon op Facebook sal die ouens die wooden spoon. Die wooden spoon het eintlik so 'n storieetjie agter hom. Dit is ons gaan hom nie vir 'n ou wat 'n beginspeler is gee nie. Dit is eintlik maar jou ouens wat nou gereeld by die oefening is wat jy ken. Ja. Jy gee hom nou vir daai ou wat jy nou sien op game day, hoor jy, daai ou, hy speel eintlik altyd pyp, maar hy het vandag nou regtig afdag. Hy nou die wooden spoon. Ons sal hom nou nie vir 'n nuwe ou wat by ons kom wat dit nie ken nie gee. Ja. Dit is maar 'n van ding om dit van. Maar weer eens, dis om dit te geniet. Ja. En die ouens vat dit soos wat okay, ek was vandag swak geweest. Ek kry die lepel en dis dit. Dit is en die ouens gee jou 'n bietjie lip en gaan aan. Maar dis deel van die van en die cohesion tussen die ouens en die span wat nou die beker wen. Ja, ons het julle gewen vandag. Ons is die champions. En sulke goed. So, maar dit is maar daai is deel van die hele aksie. Ja. Okay. Kan tag rugby as 'n ontwikkelingsplatform vir kontak rugby dien? As mens net dink aan die kleintjies. Jy begin met jou tag. Okay, daar waar julle nou is, okay, die ouens is jolly vir die fun. Maar kom ons gaan nou terug na die kleintjies toe. Dink julle dit kan tot voordeel wees om eendag kontak rugby te speel? Ja, definitief.
balwegkoördinasieontwikkeling. En Dit gaan 'n groot rol speel. Die passing seker. Ja, passing, want jy leer basies klaar daai van wat is 'n forward Yes, en wat yes. is omkant. Yes. So dit is basies jou basiese reëls op rugby leer jy dan op daai vlak al as jy nou dit vat op die kinders. Op die kinders, ja, op die kleintjies. So ja, ek dink definitief dit gaan jou vorentoe help. Ek meen jy leer ook hoe om te step. Ja, ja. En te hardloop om die ouens en nie stryd in die ou vas nie. Ek meen jou voorspelers is nou 'n ou wat meer direk en 'n ou wat Ja. vashardloop, maar al jou agterspelers is maar 'n ouetjie wat sal eerder probeer om hom oor hom gaan. Voor hom wil gaan, ja. So ek dink definitief dit is 'n goeie begin. 'n Goeie begin, ja. vir kinders. Ja, okay. Sure. Ek het daai netjie ons het hier ene gedoen van die ouderdomme, so jy sê dis enigiemand van 18 tot 100. Ja. As jy 80 as jy wil jol, dan kan jy gaan. Dan hardloop dan kan jy gaan. Mooi man. Hierheen het ons nou gehad. Okay, maar hoe kan mense dan nou betrokke raak by die tag rugby? Wie kan hulle skakel? Of is dit maar net op Facebook soos wat ons gesê het? So op Facebook en dan gewoonlik meeste van die tye Sondag 4:00 oefen ons en Dan kan die ouens maar net opdag. Kan net opdaag. Ons het baie keer al gekry waar die ouens net tussen vriende praat hulle onder mekaar die ou dag op, ons ontmoet hom daar en hy val in. En hy val in. Okay, dis maar net straightforward. Daar's nie registrasie of Nee, daar's nie Of so ietsie nie. of enige fooie, klapfooie wat hulle moet betaal. Of wedstrydfooie of Ja, ja. niks nie. Dit is alles is gratis. Jy kom en jy kom geniet. En net om dit om die fun en geniet van die ding. Okay, daai netjie het ons gedoen. Dink julle daar gaan in die toekoms geleentheid wees vir spelers om professioneel tag rugby te kan speel? Die potensiaal is daar. Die potensiaal is definitief daar. Ja, ek dink so en as 'n ou dit kan weier en meer ouens en meer streke dit kan begin doen. Yes. Dink ek definitief in die toekoms is daar geleentheid vir mense om hoog te gaan in dit in. Ek meen ons het 'n Springbok span soos ek julle gesê het. Ons het dit nie geweet nie. Ons het ook eendag net toevallig toe ek Google toe sien ek net maar daar's 'n Springbok span en hulle speel in Springbok klere. So dis definitief ons weet dit nie. Ek dink baie ouens wat rugby speel weet nie eers ons het 'n tag Springbok span nie. Ja, ek het dit nie geweet nie. Jane, ek het dit glad nie geweet nie. So op sekere gedeeltes in ons land dink ek is dit al meer ontwikkel as in by ons in Noordwes en Potch in ons area. So ons gaan probeer om so ver moontlik dit groter te maak. Ja. As ons kan ouens van Klerksdorp kry, hulle sal weer 'n volgende dorpie trek. Maar is daar so beplanning dat julle pertinent dorpe sê nou maar target, soos julle dit nou Klerksdorp genoem? Is dit net maar toevallig dat julle met 'n ou van Klerksdorp gepraat het of is daar pertinent kom ons target Klerksdorp 'n persoon? Ek dink Klerksdorp is die naaste dorp in elk geval en okay. En as die potensiaal daar is want soos die ou gesê het, daar is mense wat moontlik sal instem daarvoor. So if not, why not? Ja. Ons is oop daarvoor. Die ding is ook ons het baie ouetjies wat by ons kom speel vir fiksheid wat ook nog kontaksport doen. Wat Nice. speel. So hulle praat ook onder mekaar en ek glo dit sal ook uitbrei Klerksdorp toe. Yes. En op daai manier gaan ons En nie noodwendig net Klerksdorp nie. Ek weet ons is oop vir enige ander dorpe wat Maar ek dink is die maklikste om die dorpie naaste aan jou Yes. te begin as jy moet nou teen mekaar wil speel of so is dit die maklikste. Maar sal dit ook maar nie, hoe kan 'n mens sê as target dorpe met 'n original rugby klub nie. Sal dit ook nie beter wees soos Klerksdorp wat nou Klerksdorp rugby klub het en Stilfontein wat Hurricanes het om so iemand te gaan sien wat die velde is daar. Ja, dis dalk 'n moontlikheid om so iets te doen. Ons het nou nog nie so aan so iets gedink nie, maar ek dink Dit kan werk. Dit is en dan Parys wat 'n Parys rugby klub het. Ja. Dat soos wat julle sê, die laitie speel sien nou maar kontak rugby, maar die pa is nog lekker besig. Ja. En dan kan hy mos maar die tag rugby ding doen. Ja.
So ek dink dis 'n goeie opsie wat julle moet nou kyk Ja. om so iets te target. En dan wat is die toekoms van tag rugby? Dink julle? Vir ons. Ja, vir julle. Vir ons twee. Ek moet sê ek geniet dit nogal so wat ek sal nogal dat ons groter word en uitbrei en soos ons nou gesê het, as daar ander dorpe betrokke raak, if not, why not? Nou as julle nou besluit, okay, julle hang nou julle tags op en julle hang julle takke op, sal julle nog steeds betrokke bly by die tag afdeling om dit te groter te maak soos wat jy sê. As administrateur of as julle is nou voorsitter en ondervoorsitter, maar as julle nou nie meer sulk speel nie, om die ouens te trek en te bemark kom en so aan. Dit is definitief 'n ouer tog dit begin. Ja. Omdat jy liefde vir rugby Yes. en dit nie self meer kan doen nie. Yes. Weet jy dit tog nou maar begin. So ek dink nie ek sal heeltemal onttrek van dit af nie. Ek geniet dit. Partykeer is dit 'n lekker kopseer as jy met die reëlings nie goed sit en jy kry so 'n paar obstacles op jou pad. Maar dit is ook lekker. Hoekom het ek hierdie aangepak? Ja. As jy klaar is met dit en die dag is 'n sukses en almal het dit geniet, dan is dit weer dis hoekom ek dit doen. Ja. So, okay. Jy sal nie net ja. As jy tot 80 nog wil hardloop, is jy welkom. En ek dink ons mense, as jy kom ons kyk, as jy nou kyk na die Masters atletiek. Tot op watse ouderdom hardloop mense nog atletiek? Daar's ouens wat nou 70 is wat nog 100 meter hardloop. Al hardloop met 20 sekondes, maar hy's aktief. Ja. Hy's aktief. Nou selfs met die tag. As jy daai ouens kan kry net om weer aktief te word. En die groot ding is wat julle sê, dit gaan nie oor om bo die ou te hardloop nie. So die kontak is minimaal. Okay, soms sal jy dalk nou miskien in 'n ou en vashardloop en so aan, maar dis nie die heeltyd daai kontak nie. Dit is daai gapings wat jy kan op 'n eventually moet jy kan begin lees om die gapings te hardloop. Lyne soos wat julle gesê het. So mens kan die ding vat vir 'n lang ruk om te jol. Ja, en ek meen as jy 30 is, jy het nog 'n hele klompie jaar oor om te kan hardloop en speel. So ek wil sê ons het iemand gehad wat 50 is, ja. En hy het 'n paar van die jong laities weggehardloop. Ja. So, okay. So daar's 'n paar ouens daar buite wat ouerig is wat nog kan hardloop. Ja, maar dit is sulke mense wat mense verbaas. Ja. Jy dink okay, ja, wat, hoekom? En dan vat hy daai bal en dan gat hy. Of soos wat jy ook sê, daai hande. Ja. Dis nie te sê jy's 'n briljante rugby speler, maar as jy goeie hande het om daai tag te vat. Jy hoef nie noodwendig die gaps te soek nie. Jy moet sien daar's 'n paar ouens wat hulle heupe gooi hoor. By Max so dan sy deur die twee. So hulle breek deur. Genie. Ja. So daai is ook 'n Ek of hy ballerina speel, maar hy gaan deur. En die ouens mis daai tags. Dis nou maar net. Dis maar net so. Dis nou daar op baie oomblik was dit die beste move wat hy gehad het en hy het deur. En hy het deur gegaan. Ek weet daai ding hang ons nie styf nie. So Hy- maar bietjie. hy flapper bietjie, ja. Bietjie heupie swaai dan gooi hom nou na 'n ander rigting waar die ou kyk het waar gaan hy gaan. Ja, so daai is ook 'n taktiese, heel taktiese 'n ding game eintlik. Ja, ons het Op daai ingewing. ons het nou die naweek ou gehad wat tag rugby vir kinders afrig. En ons het vir hom gesê ons is seker jy gaan nie weer so op die kinders skree. Vang die tag, pluk hom af nie. Dit is nie so maklik nie. Hy sê definitief gaan hy sy manier van hoe om die kinders te leer bietjie verander na hy dit self gedoen het. Jy besef, dit lyk maklik. Almal wat langs so 'n veld staan dink dis baie Pluk, maklik. pluk, pluk, pluk. Tot jy daar op gaan en jy moet dit gaan doen, dan is dit nie heeltemal so maklik nie. Maar is daar, ekskuus ek val nou in die rede, maar is daar 'n pertinente soos afrigtingsmetode vir die senior tags? So kom ons oefen, right, hierdie is wat ons doen. Soos kom ons sê met die gewone rugby, jy hardloop pots of jy doen dit, is op pertinent, okay, kom ons kyk op hierdie angle. Kom ons vat hom of is dit maar net as hy daar is, is hy daar. Nee, ek dink dit is wat die voordeel is vir ouens wat nie rugby gespeel het nie teen ouens wat rugby gespeel het wat in jou span is. Ja. Hulle leer jou eintlik om daai gapings te sien wat jy Ag, jy nice. sien hierdie klomp ouens Yes. voor jou en jy kan duidelik sien in die spanne en die ouens wat saam speel
wie het nou al klap rugby in sy lewe gespeel. So jy leer eintlik van 'n ander ou af wat klap rugby gespeel het. Hoor hier's 'n lyn. Hulle hardloop en sê sommer dadelik vir jou, hoor hier's 'n gap, hier's 'n gap. Jy het nie daai gap gesien. Nie het hom nie gesien ja. En dan wys hy vir jou en hy pas die bal vir jou en jy gaan deur en dan Sure. Ja, het hy dit raak gesien. Dis ondervinding en hy het dit geleer en geoefen. Ja. Die rug verby paas en sny en sodra hulle kennis weer oor vir ons ouens wat tag rugby speel. Okay. Dit is lekker om met ouens wat klap rugby speel te hê wat saam met jou speel. So jy kry ook die ouens wat die reverse pass wat chicken wing en al daai goeder. So die sny deur dan sê aan die agter hom verby. Jy moet net kyk waar daai bal die hele tyd bly want jy's op pad na daai ou toe vir daai tag, maar die bal is nie meer daar nie. Die bal is nie meer daar nie. Het hulle gesny, dan sit so dit bly interessant. Ja. En jy staan nie net daar nie. Jy kan nogal rol soos wat jy lag vir jou. Ja, ek sal dit eendag wil beleef. Ek wil 'n bietjie kyk hoe lyk dit, ja. Jy's welkom om te kom speel. Nee, oei, ja. Ek is te onfiks. Want julle sê fiksheid. Ja, die fiksheid is bietjie min. Okay, ons het nou daai is daar enigiets anderster wat julle nog wil sê oor die tag rugby en nog bietjie gesels oor 'n interessantheid wat dalk gebeur het met die tag rugby of laaste games. Of so, ja. Enigiets. Ja, wat as julle dink aan iets wat fun was wat wow, okay, dit was nogal cool. Jy kan 'n bier drink na die tyd. Kan jy? Ja. Mooi. Sê jy? Jy wil hom net nie tussenin drink nie. As jy kom nie tussenin. Nee, jy wil nie tussenin. Het ek dalk iets gemis van wat julle nog wou gesê het van tag rugby se kant af? Ek dink ons het alles gecover. Ek dink die rugby community, kan ek maar amper sê. Trek lekker saam met die tag rugby ook. Okay. Soos ek gesê het, baie van die klapoutjies wat by ons kom oefen, baie van die oudjies kom en hulle sê weet wat, ons kom speel net saam met julle vir daai ekstra oefening wat ons kan inkry. Hardloop op 'n Sondag. Op 'n Sondag, ja. Hulle sien dit, daar's baie ouens wat dit sien as 'n ekstra fiksheid oefening vir Ja. hulle. Wat kom saam speel en saam hardloop. So ek dink nie, ek het nie nou nog iets nie, Wally, ek weet nie van jou nie. Ja, ek dink Wel, jy wil iets sê van fiksheid, ek weet dit. Nee. Ek het gesê, Ons praat nie ouens nou bang is doen. Nee. Ons doen dit vir die lekker. Vir die lekkerte. Aan die einde van die dag is alles goed en wel, maar jy doen dit vir die lekker. Vir die lekkerte. Jy moet daar wegstap en dink jy het nou lekker geoefen of jy het lekker gespeel of wat ook al. Dit is maar tipies vir daai ou wat my ouderdom is wat saam met jou laaitie bal skop, dat jy nie elke 10 minute goue sigaret moet gaan rook of iets. Dat jy kan rus in jou asem kry. Hoe oud is jy nou? 37. Hoe oud is jy nou? 46. Ja, nee wat. Dis nog baie jonk. Ja, Dis nog baie bol in julle. Dis hoe ek sê, dit is tipies vir daai pappa wat soms sê Yes. gaan bal skop en hardloop en speel. Hulle is welkom om te kom. Dan jy hoef nie noodwendig te wag tot die laaitie saam met jou kan speel nie. Jy kan so lank kom oefen. Kom oefen, ja. Kom so. Nou weer eens, is nie fiksheid wat jy doen nie. Jy speel. Speel, jy geniet dit, maar die baie groot ding is partykeer kry soos coaches of iets wat jou fiksheid drill sonder 'n bal, dan raak mens negatief. Nou hierdie is jy combine fiksheid met die bal, maar jy kom net agter dat jy eintlik besig is met jou fiksheid. En as jy elke keer 'n bietjie hardloop met die bal, dan obviously gaan jy beter doen. Optel. Ja, optel ja. Yes. Optel. Alright. Nee, jy wil nie hê 'n ou moet kom en nou kom doen nie fiksheid en jy skrik hom sommer op die eerste. Sommer eerste, ja. Nee, tag rugby is nie vir my nie. Yes. Dan hy nog nie eens tag rugby gespeel nie, ja. Ou afskrik met so iets nie. Dis hoekom ons ook gesê het ons gaan ons oefeninge letterlik hou by kom ons speel game related. Ja. Want op die einde van die dag, die oefening wat jy wil hê is tog om die tag reg te vang. Yes. Jy gaan dit nie op 'n ander manier geoefen kry as om letterlik die game te speel. Dit is tog die moeilikste ding om te doen is om die tag raak te vat. Ja. Dit klink maklik en lyk maklik, maar dit is nie.
Ja, sien. So lekker gaan jy druiwe pluk en druiwe seisoen as jy met die tag. Okay, kom ons gaan pluk druiwe. Ons gaan pluk druiwe. Dis dieselfde prinsip. Sê, trek hom net, trek hom. Hoorie manne, Baie dankie. baie dankie vir die geleentheid. Baie dankie vir wat julle vir Potch doen met die idee van tag rugby. Ek hoop van harte dat julle nou 6 spanne kan kry aan die einde van die seisoen en of meer. Meer sal beter wees. Meer sal beter wees, maar sterkte. Baie dankie. Hou die fiksheid laag Ja, en die van hoog. Ja. En maar gaan geniet dit net en hoop van harte soos ek sê dat die dinge kan loop. En definitief gaan hierdie oor julle ook help met bemark. baie dankie. Maar baie dankie vir die geleentheid. Ja, dit was Wally en James daar van die Tag Rugby, Potch Tag Rugby. Facebook Potch Tag Rugby. Maak 'n draai daar gaan kyk. Sondagmiddag 4uur Luiperd B agter die hoenderhok. Manne is daar wat gaan oefen. As jy wil oefen, maak 'n draai daar. Dit was Driekus Viljoen hier op Sportse Stroom Stories. Tot 'n volgende keer. Lekker bly. Totsiens.